Vandag gesels ons oor iets waarmee byna elke entrepreneur worstel. Hoe laat jy jou besigheid groei sonder dat jy jouself of jou kontantvloei onder druk plaas? Of jy nou 'n restaurant bestuur, 'n klein aanlyn winkel of 'n konstruksiemaatskappy met 10 werkers het, dieselfde beginsels geld. Die eerste ding is: ken jou syfers voordat jy groei najag. Ek sien dit gereeld. 'n Restaurant of 'n kroeg is stampvol elke naweek, maar die eienaar weet nie presies wat die wins op elke gereg of drankie is nie. Of 'n klein klerewinkel koop al hoe meer voorraad in sonder om presies te verstaan wat dit in hulle kontantvloei doen. Voordat jy uitbrei, nog mense aanstel of nog werk aanpak, moet jy weet hoeveel wins jy werklik maak per produk, per diens of per kliënt. Onthou, omset betaal nie die rekeninge nie, wins en kontantvloei doen. Groei is net so waardevol as dit jou besigheid sterker maak. My tweede punt is: verkoop die probleem wat jy oplos, nie net die produk wat jy aanbied nie. Dit maak nie saak of jy koffie verkoop, regsdienste lewer of huise bou nie. Mense koop selde net 'n produk. Hulle koop 'n oplossing vir 'n behoefte, 'n frustrasie of 'n doelwit. Vra jouself dus, watter probleem los ek vir my kliënt op en hoekom moet hulle juis vir my kies? As jou bemarking daardie vraag duidelik beantwoord, raak dit makliker om vertroue te bou. En laastens, bou verhoudings voordat jy dit nodig het. Of dit nou met kliënte, verskaffers, beleggers of mentors is, die sterkste besighede word op vertroue gebou. Ek ervaar dit self baie gereeld. In 'n restaurantbedryf is dit selde die mense wat net netwerk wanneer daar 'n krisis is wat die beste vaar. Dis die eienaars wat deurentyd in hulle verhoudings belê en dit oor jare versorg. Onthou, jou netwerk is nie net 'n kontaklys nie, dit is een van jou waardevolste besigheidsbates. As jy hierdie 3 beginsels reg kry, ken jou syfers, fokus op die probleem wat jy oplos en bou sterk verhoudings, is jy reeds besig om 'n besigheid te bou wat nie net vinnig groei nie, maar volhoubaar groei.